Fernando van ABBA. Yes, dit is eintlik net 'n klassiek, nee, en jy kan hom nie saggies luister nie. Jy is ingeskakel by Milie FM 90.7, kos vir jou ore, en dit is Dankbaarheidsdinsdag. En nou, ek is so ongelooflik dankbaar om my twee broers saam met my in die ateljee te hê vandag. Sis, ons mis jou ook, hoor. Nou, ek sien hier met Eben Stander en Werner Stander. Baie welkom, Werner. Jy is die dirigent van die Bloemfontein se kinderkoor. So wil jy vir ons 'n bietjie vertel wie jy is? Okay, ons weet wie jy is, maar vir die luisteraars net 'n bietjie vertel wie jy is en wat jy doen. Dankie Marlene, dankie vir die voorreg, dankie Eben. So ek is die dirigent van die Bloemfontein kinderkoor. Ek is 'n voltydse koordirigent. Ek is ook die dirigent van die Universiteit van die Vrystaat se Bloemfontein kampuskoor en die institusionele koor wat al 3 kampusse insluit, en as ek ook die dirigent van Oranje Primêr se senior en junior koor. So koor is my lewe, koor is my ding wat ek doen, maar ek geniet dit. Ja, dis en ek onthou wanneer ek sê jou altyd ek roep jou altyd my great as ek en jy praat, so verskoon as ek dit per ongeluk laat uitglip, maar van kleins af het jy die liefde vir musiek gehad, en nou het jy daai liefde wat jy vir musiek, liefde van musiek wat jy oordra aan die kinders, en dit vir my dis 'n wonderlike ding wat jy create elke keer as jy met 'n kind werk, en jy kan hierdie liefde van musiek wat jy het oorgee aan daai kind, aan daai elke kind. Dis vir my wonderlik. Mens kan absoluut sien dit is jou passie. Dis jou passie in die lewe. Waar kom dit vandaan, die passie vir musiek? Wel julle, so vandat ek klein was, het ek het net altyd van musiek gehou. Dit was iets wat my soos aangetrek het. Ja. En toe ek op hoërskool was, toe was daar vrou Ronel Henning wat my musiekonderwyser was, en sy het vir my die geleentheid gegee om 'n koor te dirigeer, en ek van graad 11 jaar af, van die eerste keer wat ek voor 'n koor gestaan het, ek geweet, wel, this is what I want to do. Ja. So ja, dit is net vir my, dis 'n vorm van kommunikasie, maar dis ook 'n vorm van nie-verbale ding wat jy wys en mense respond. So dis regtig 'n voorreg om dit te kan doen. Dit is so. Ja, ek weet jy het iets gesê van Christo wat nou die dag praat van daai dirigentstokkie. Kyk pappa, kyk oom Werner het doen magic. Ja, my seentjie het na die dag toe kyk ons een van Andrew Lloyd Webber se goed, en waar hy staan met die dirigent daai stokkie, en Christus sê, my seentjie hy sê, kyk papa, dis oom Werry se magic wand. As hy hom wys, dan sing daai tannie. Ek onthou toe Ronel Henning Laat die Brand toe gekom het, en ons met 'n koor begin het, die eerste keer dink ek in Laat die Brand se geskiedenis, en toe ons daai opvoering gehad het van die eeufees, onthou ek toe ons net klaar gesing het, toe spring die hele saal op hulle voete, en Dit was met die hoërskoolkoor. Dit was met die hoërskoolkoor, en dit was al vir my, okay, wow, this just happened. Ek voel wat jy voel as jy met die musiek het. Nou, julle het Vrydag wat nou kom, het julle die kinderkoor se jaarlikse konsert in Bloemfontein. Ja, so die gala konsert is half 'n kombinering van die jaar se werk. So met ander woorde, ons tree in kerke op, en ons het ouer konserte, en ons was nou op 'n toer gewees wat ons oor die kus getoer het, maar Bloemfonteiners kan regtig hierdie Vrydag uitsien na 'n groot program, en is Bloemfontein se eie kinders. Ons verteenwoordig feitelik meeste van die skole in die stad, waar daar kinders regtig van oor die hele stad in die koor sing. So dis regtig, en dis 'n wonderlike program. Dis entertaining, daar's verskillende genres, van klassiek tot ligte musiek. Ons doen musiek van Queen, ons doen musiek van Carl Jenkins en The Armed Man. So is regtig iets vir koorliefhebbers, maar net vir enige ou wat 'n lekker aand wil kom ondersteun en die kinders geniet. Ek sien nogal oral op Facebook sien ek nou oral die kinders neem foto's by die plakate, nee, dit is nogal vir my baie oulik. Ja, dis weet jy wat, die kinders is soos, hulle neem eienaarskap van die koor, so hulle is mal oor die koor, en hulle is klomp performers, hulle wil net op die verhoog wees, so dis regtig 'n voorreg dat hulle ook so inkoop in die idee, en hulle kan nie wag dat hulle vriende in die stad hulle kom ondersteun nie. Dis hy, en ons het vroeër gesels hoe sport, jy weet, so groot ding in die kultuur het so bietjie aan die agterste speen is, maar dit is juist die ding wat daai kinders, soos jy sê, neem verantwoordelikheid op vir die koor, is om daai bewusmaking op Facebook van die vertoning wat julle gaan hê op Vrydag aand by Doxadeo. Nou Doxadeo, is die Auditorium Figart Park, ja. Figart Park, nee, dit is die syde Doxadeo, nee, syde campus. En jy het nou die dag vir my gesê dat hierdie auditorium vat 680 mense, en ek daag Bloemfontein vandag uit, en almal wat hierna luister om vir jou 'n kaartjie te koop by
julle Webticket. by Webticket dat ons daai 680 volmaak het ons sommer 700 mense. Is die ander 20 mense moet sommer hulle kampstoele saambring want ek dink daar gaan nie meer plek wees nie. Ja, weet julle wat, regtig soos wat ek gesê het, daar's regtig vir iets vir almal. Regtig, die mense kan net kom lekker ontspan. Ag man, ons het 'n groot perkussie seksie wat ons inkry, keteltromme, bastromme, ons klarinette, fluitte. Dit is regtig 'n wonderlike ervaring en ook die kinders, soos wat ek gesê het, geniet die musiek. So hulle wil bietjie show off wat hulle gedoen het hierdie jaar. Ek moet sê ek het die voorreg gehad om jou as my dirigent te hê vir baie jare. Ek meen ons het begin met die hoërskoolkoor en toe sit nog Kanto Maluti. So ek het my man ook deur jou ontmoet, Schmikkie, en deur Tannie Ronel daar in Lady Brand wat regtig Lady Brand kom verander het ook daarso. So nee, ek moet vir jou sê om een van daai energie wat jy uitstoot na die kinders toe dis net amazing. Dit is amazing. Ek het die voorreg gehad om dit te kon hê by jou, ek en my man. Ja, Jessie, Werner, jy doen sulke goeie werk hier buitekant vir ons kinders en ek sien uit vir my dogtertjie wat ook volgende jaar by jou gaan sing by Oranje. Ja, ons gaan net gou so 'n paar liedjies nou nog weer verder luister en dan gesels ons weer lekker met Werner. O kind van Bernice West, dit is een van daai songs wat jy net nie kan sag luister nie. Jy moet dit uitjam ook daarmee. Ons sit in die ateljee saam met Werner Stander en Eben Stander en ons kuier baie lekker. Dis my twee boeties. Ek is so trots op hulle. Ja, julle luister na Amelie FM hier op 90.7. Schmikkie, sorry, Werner. Jy's my Schmikkie. Werner, ek wil gou by jou hoor, wat het julle al hierdie jaar gedoen met die koor en wat is julle vooruitsigte vir die jaar? Dankie Marlene. So ja, dit was 'n vol jaar vir die kinderkoor. Ons het baie plaaslik opgetree, baie kerke. Ons probeer regtig in die gemeenskap uitreik en want ons wil die gemeenskap dien met musiek. Dis hoekom ons hier is. So ons het baie keer in kerk opgetree en vir die ouers konserte gehou, maar 'n hoogtepunt was nou ons kus tot kus toer. Ons het begin in George, waar ons saam met die Suid-Kaap Kinderkoor opgetree het daarso. En dan het ons ook verder getoer Kaapstad toe waar ons saam met die Tygerberg Kinderkoor en so ook die Cape Town Children's Choir opgetree het. En ons het ook 'n groot optrede in Tamboerskloof se kerk gehad. So dis regtig 'n voltoer gewees waar ons het Tafelberg besoek en ons was Blouberg Strand toe en ons was Blaauwklippen toe waar ons ook 'n optrede gehad het by die Wynland goed. So ja, dit was 'n lekker jaar en ek dink die kinders het regtig die Vrystaat en Bloemfontein verteenwoordig in ons land. Ja, absoluut. En vir die uitsigte vir volgende jaar? So ons het nou ons jaarkonsert en dan het ons nog een ding oor saam met die Simfonieorkes in die Saint-Lucie Theater wat die Chichester Psalms is van Leonard Bernstein en Beethoven se 9de simfonie wat ons saam met die universiteitskoor gaan uitvoer. So mense kan regtig uitkyk. Dis 'n werk wat regtig nie baie in Suid-Afrika uitgevoer word nie omdat dit so baie werk is om dit uit te voer. So dis vir die res van die jaar en dan ewen om jou te antwoord, vir volgende jaar sien ons uit vir 'n nog 'n Europese toer. Ons het 'n beskermheer in België, beskermkomitee, Johnny Pat en hulle nooi die koor nou al vir die afgelope 30 jaar België toe. Wow. Yes. Om daar te gaan optree en ons het regtig goeie optredes waarna ons kan uitsien. Ek mag nie nou die aap uit die mou laat nie, maar as regtig ons kyk na Nederland, ons kyk na België, ons kyk na Duitsland. So dis regtig weer 'n vol toer wat ons regtig Suid-Afrikaanse koormusiek kan verteenwoordig. Ek het nou net besluit ek gaan saam met jou op daai toer. Sê net gou vir my Werner, jy het gepraat van die Simfonieorkes, wanneer is daai konsert? So dit is die 2 November en dis in die Saint-Lucie Theater en is regtig 'n wonderlike ervaring vir die kinders om ook so met 'n orkes saam te sing en ook vir die universiteitskoor. So en mense kry nie dit is regtig 'n groot produksie en dit kos regtig baie geld om so iets uit te voer. Ek sê jou om glo, ja. al daai orkesspelers vir een aand op die verhoog te kry is regtig 'n groot orkes en Beethoven se 9de simfonie wat sy laaste simfonie was is regtig almal ken die liedjie Praat ek mense Engele tale, daai Ode to Joy kom uit daai laaste simfonie uit. So dis regtig dit gaan regtig 'n jaar op 'n baie groot hoogtepunt afsluit. En sê gou vir my daai dis die 2 November, waar kan die mense kaartjies kry vir daai vertoning?
So die universiteit of die Vrystaatse Sinfonieorkes se kaartjies val gewoonlik onder Quicket. So die mense kan maar net ook aanlyn vir die 2de November. Vir die 2de November. Ja. Dan hierdie Vrydag se konsert waarvoor ek baie opgewonde is. Mense kan gerus inskakel en by julle Facebook bladsy ingaan en daar gaan follow en hulle gaan ook sien daarso waar julle in Europa gaan toer en wat ook die res van hierdie jaar se konserte is. So as jy luister hierna, gaan na Bloemfontein se kinderkoor se Facebook bladsy en gaan like en share asseblief Bloemfontein se kinderkoor is 'n bladsy op Facebook, maar wat ons nou gou net raasde aan wil raak is nou die Vrydag se konsert en ek is opgewonde want ek gaan my familie gaan en ek wil sommer elkeen wat luister uitdaag as daar dis nou 'n groot geskenk om vir iemand te koop, is 'n kaartjie om so 'n vertoning by te woon, so wêreldsbekende vertoning by te woon en dis nou die 4de, dis nou Vrydag wat nou kom, die 4de Oktober en dis 6:00 in Doxa Deo by die Suidkampus. Ek gaan sommer laat ons dit sommer op ons Facebook op Millie FM ook, so as jy nie alles gehoor het nie, dan laat ons gaan dit sommer post op ons Facebook ook. Ja, hoe kan die gemeenskap meer betrokke raak by julle, Werner? So kyk, koormusiek is maar gewoonlik, mense dink dit is net vir hoogdrawende puristiese mense, maar regtig ek dink as jy een keer 'n kaartjie gekoop het om die Bloemfontein Kinderkoor te kom ondersteun, sal jy dit nooit vergeet nie en jy sal aanhou ondersteun. Dit is ons stad se kinders. Die mense kan regtig uitsien na 'n vol wonderlike program. En ook hierdie tyd van die jaar is silly season al. Mense is besig. Hulle moet regtig kom ontspan saam met ons. Ja, so as mense wil betrokke raak, regtig as jy dalk 'n kind het wat talentvol is, kyk ook op ons Facebook blad. Daarso adverteer ons al ons audisies, of as ouers net wil kom kyk en wil deel raak van konserte, hulle kan ons altyd ondersteun so. Ja, en ek dink om die kultuur aan die gang te hou vir langtermyn, dink ek, dit is so 'n wonderlike ding want amper soos ek sê, in die ou tyd was daar nie al hierdie goed wat ons vandag het en daar was 'n vertoning gewees en jy vir jou mooi aangetrek met 'n paar mooi lappe toegedraai en jy gesorg dat jy gebad het en jou tande geborsel, jou hare gekam en nou gaan jy na 'n vertoning toe en dit is wat ons as kinders al amper gemis het en dit is Werner wat vir my so wonderlik is wat jy terugbring en vir mense om kan van deel te wees is om uit te sien na 'n vertoning in die kunstewêreld en jou kinders ook mooi aan te trek en vir hulle hierdie kultuur aan voor te stel sodat daai kultuur kan bly leef die jare en die generasies wat kom. En dis weer vir my 'n geleentheid om vir my kinders te sê, hierdie is die kunste. Dit is waarvan hoe kan ek sê, dit is wat ek wil hê julle moet aan gewoond raak en verder vat van hier af en ook om die kinders van Bloemfontein wat baie hard werk, baie ure insit om hierdie musiek te leer en te gaan ondersteun en ek is verseker daar die 4de Oktober by Doxa Deo die Suidkampus. Ek gaan my kaartjies vandag koop by Webticket en sorg dat ek daarso is en ek hoop elkeen wat van julle wat luister hierna, as jy nie die inligting gekry het omtrent hierdie konsert nie, gaan op Facebookblad van die Bloemfontein se kinderkoor en kom ons gaan ondersteun ons stad se kinders. Ja. Ek kon net by las mense wat sukkel met aanlyn koop, webtickets is ook by Pick n Pay. So as jy by 'n Pick n Pay kiosk gaan, dan kan jy daar ook jou kaartjies koop of by die deure. Dit 680 seats wat ons gaan volsit, né? Ja, en ek gaan nog my kampstoel ook saamvat. So as iemand 'n stoel nodig het, ek gaan 'n paar kampstoele daar in die boot sit. Nou Werner, ek wil net gou by jou hoor, dit vat nogal baie om so 'n konsert bymekaar te sit. Jy vertel ons net 'n bietjie van jou span. Ek dink jy het 'n ongelooflike span. Ek moet jou sê, dis 'n wonderlike span. Ons het ons begeleidster is Dr. Verlette Villiers. Sy's akademiese hoof by die Universiteit van die Vrystaat Oudtshoorn Skool vir Musiek. Sy's 'n wonderlike pianis en kollega. En dan het ons vir Sander Steyn, hy's ons koreograaf en kreatiewe direkteur. Hy werk met al die bewegings en show bymekaar sit en so. En dan het ons ook vir Jacques van der Berg wat werk met ons video-opnames en so. En dan het ons ook 'n wonderlike ouer komitee, Ernst Groenhou wat ons voorsitter is. En dan het ons vir Ilse Olivier en vir Polani en ook so vir met Pietsel. So dis regtig 'n groot span mense wat saam met ons werk. En julle werk so lekker saam. Ek het nou al die geleentheid gehad om nou een van jou konserte by te woon en te sien hoe lekker julle saamwerk. Ja, en ook wat uniek is van die kinderkoor is wat ons nog nooit gehad het nie, is 'n bestuurder, is 'n voltydse bestuurder, Elzaan Kreer, wat regtig alles bymekaar trek.
van toere reël tot help konsert reël tot jy weet met die ouers in kontak tree. So is regtig 'n wonderlike span mense. Nee, jy sê dis wonderlik. Werner, skus nou my laaste vraag aan jou is nou het ek my punt verloor. Dit's okay, ek het ene. So ek kan net sê dankie. Ek dankie vir dit wat julle doen in die stad en dankie vir die harde werk. Ek weet dit is iets wat so half in die behind the curtains gebeur om die kultuur aan die gang te hou en van alle kante af wil ek dit my hart uit vir jou sê en almal wat in die musiekbedryf is, Ronel wat luister, elkeen wat hierdie kultuur warm en wakker hou in ons harte. Dankie vir julle daarvoor. Nee, ek wil ook sê, dis my punt wat ek wou maak is, ek dink baie kindertjies het nog nie eers 'n instrument in hulle lewe gesien nie. So ek wil ook die mense van Bloemfontein uit aanmoedig, gaan na die konsert toe, want jy het gesê jy het 'n hele percussiestel, jy het timps wat inkom, jy het 'n klomp fluite en so gaan vat jou kinders, stel jou kinders bloot aan die kulture van ons land en ja, hou Bloemfontein se kinderkoor se Facebook dop vir audisies. Wanneer het nogal 'n slag met kinders regtig. Soos ek gesê het, ek was self bevoorreg geweest om deur jou gedirigeer te word. Ja, nee? So, maar ja, julle is ingeskakel by Milie FM. Baie dankie Werner dat jy by ons kom kuier het. Ja, dit was my so voorreg om saam met jou en Eben te kan kuier vanoggend. Baie dankie Marlene, dankie luisteraars, dankie Eben. Dit was 'n voorreg vir my ook. Dankie vir julle.